Ok, ek gaan gou hierdie video maak want ek het gesien daar's 'n paar wat bietjie verlore was met die stappe om die resultant te bepaal deur middel van 'n skaaltekening. So akkuraatheid is hier die belangrikste ding. En dan beplanning. So nommer 1.1 sê vir ons moet 'n 10 Newton krag teken met 'n peiling van 90 grade en 'n 6 Newton krag met 'n peiling van 30 grade. Nou is die eerste ding, peiling werk soos in geografie. Jy moet jou kartesiese vlak wat jy gaan teken, ek teken hom net 4 lyntjies dat hy 'n mooi middelpunt het en jy wil regtig mooi akkuraat werk. Hierdie hoek wat jy hierso teken moet 90 grade wees. Kom ons kyk of ek dit vryhand mooi reg geteken het. Ek kyk dat daai lyntjie onder baie mooi presies op hom is. Daar is my 90 grade en met my liniaal, ja, ek dink ek het goed gedoen, kom ek trek hom weer so. So daar is my lyn. Hierdie sal jy met potlood teken, sodat jy dit lig kan teken en daar kan uitvee as dit jou de mekaar maak. Die peilingswerk, daar is 0 grade, 90, 180 en 270 grade. So as hulle vir my sê, teken 'n 10 Newton krag op daai peiling, dan beteken dit, ek gaan 'n lyn moet trek, daai krag gaan hier moet wees. Baie keer is die kragte wat hulle vir ons gee te groot. So dan wil ek 'n skaal gebruik. En in hierdie geval dink ek gaan ek hom sommer net deur 2 deel, wat beteken vir elke 1 centimeter, 1 centimeter gaan 2 Newton voorstel. So 10 Newton deel ek met 5. Deel met 5, deel met 5. Nee, dis nie wat ek wil hê nie. Wat ek net dink. Ja, so ek maal met 5. Die 2 maal ek met 5 om 10 te kry. So my centimeters maal ek met 5. So ek wil 'n 5 centimeter lyn trek. So hier gaan ek gaan en op 90 grade gaan ek baie akkuraat. Jy moet elke keer seker maak dat jy jou liniaal en jou gradeboog presies daar so mooi sit. Nee, daar is hy presies op. En dan begin jy presies by 0, eindig by 5. Baie mooi akkuraat. En die pyltjie wat ek hier neersit, maak nie daai lyntjie langer of korter nie. Kom ek kyk om weer, sit hom presies op daai lyntjie, daar eindig hy en is presies 5 cm. Goed, so ek het my 5 cm lyntjie daar wat die 10 Newton verteenwoordig. Nou wil ek hierdie ene en ek gaan hom ook op hierdie skaal moet teken, so waar ek my centimeters verteenwoordig 2, so ek kan sê ek deel met 2 om my hoeveelheid centimeters te kry, so ek wil 3 cm trek op 30 grade. So nou gaan ek my gradeboog gebruik. Ek sit hom mooi hierso neer, daar sy 0, kyk, leer jou gradeboog mooi werk. Daar's 0, daar's 30. So ek sit hom weer eens, nee, daar is my verwysingspunt. Ek sit hom presies daar neer. Ek kyk dat hy baie mooi op my lyntjie is. En ek merk my 30 grade. Dit was amper 'n bietjie skeef, nee. En dan wil ek 'n 3 cm lyn trek. So nou, ek kan nie van daar af hom terugtrek nie. Ek wil 'n 3 cm, so ek gaan hom op 6 sit hier, sodat ek kan bykom by my kolletjie. En dan trek ek net 'n 3 cm lyn, nee? Van 6 af tot by 3 is ons 3 cm. Kan ek hom kontroleer? Ja, daar was my 3 cm lyn. Ek maak my pyltjie dat ek nie daai lyn langer maak nie. So hier het ek my 6 Newton krag en ek het my 10 Newton krag. Nou sal die resultant tussen hierdie twee sal ons nou daar wees. Hierdie krag trek in daai rigting, hierdie krag trek in hierdie rigting. En hierdie punt, die krat of wat ook al ek trek, gaan soontoe wil gaan. Maar dis nou moeilik want hierdie krag is sterker, so ek kan nie net iets in die middel trek nie. En daarom doen ons die parallelogram ding. So ek vat hierdie lyn en hy's gelukkig op 'n lyntjie, so dis maklik om hom op te vat. Hy was 5 cm
Ek vat hom presies op hier boontoe, kyk dat hy mooi parallel is aan my lyn, en ek trek weer 'n 5 cm lyn. Ok, presies van hier af, 5 cm, parallel aan daai lyn, dan weet ek hy is parallel aan hierdie lyn, en dan hierdie kant wil ek 'n 3 cm lyn trek. Daar is hy, en nou kan ek sommer sien of ek akkuraat gewerk het. Die afstand tussen daai twee punte moet weer 3 cm wees. So daar het ek my parallelogram voltooi. Die doel van die parallelogram is om nou die resultant te kry. So nou kan ek sien, hierdie lyn, ek begin by die oorsprong, daar waar ek begin het met al twee, stert aan stert, en ek trek my resultant van daar af tot in hierdie hoekie, tot waar hy eindig. So van daai begin af, tot daar, en dis 'n mooi 7 cm. Hierdie alles kan jy in 'n baie lekker skerp potlood doen. Ek maak my pyltjie daar, pyltjie moet nie die streepie langer maak as wat hy moet wees nie. En dan, wat ons nie in die klas by uitgekom het nie, is hierdie ene is nou 7 cm, wat beteken hy is 14 Newton. Maak het sin, hy moet langer wees as daai twee. En ons moet sy peiling kry, in watter rigting is hy. So jy kan weer jou gradeboog so neersit, werk baie mooi presies, en nou kan ek kyk, daar sny hy, so dis 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, en daar lyk so 67. So hierdie hoek is 67 grade. So my die resultant sal gelyk wees aan 14 Newton in die rigting 67 grade. En dit is hoe jy bepaal die resultant deur middel van 'n skaaltekening. Wat ons hierna gaan doen is om dit met Pythagoras en sin en kos uit te werk. En dan gaan jy sien hoe akkuraat was jou tekening, want dan werk ons op die sakrekenaar met 2, 3, 4 desimale. En dit sal lekker wees as ons presies by 14 ook uitkom met ons berekeninge op ons sakrekenaar. Goed, dit was nommer 1.1.